na Lukas 2 toe. As jy nie om jy het nie, dit sal ook op die bord wees en ons lees vanaf vers 36. En die woord van die Here sê as volg. En daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Faniel uit die stam van Aser. Sy was op 'n baie ver gevorderde leeftyd en het van haar maagdom af 7 jaar lank met haar man saam gelewe. En sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie en met vaste en gebed God gedien, nag en dag. En sy het in dieselfde uur gekom en die Here geprys en van hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het. Die tema wat ons het vir vanoggend is 'n honger na God toe. 'n Honger na God toe. Sien, ons is nou besig met hierdie reeks van vas en gebed en in hierdie week is ek besig om deur al die stories te lees wat ons vind in die Bybel oor vas en gebed. Nou is eintlik nog ons baie cool stories, nee, dis amazing, die dinge wat gebeur. En een van my gunsteling stories is die storie van Josafat, koning Josafat hulle, waar die nasies hulle aanval. En hy roep 'n vasdag uit en hy sê ons moet vas, ons moet die Here aangesoek, ons moet die Here soek. En dan sê hy ook in daai stukkie in 2 Kronieke 20, dan sê hy, Here, ons weet nie wat om te doen nie. En ons weet nie wat se kant toe nie, maar Here, ons oë bly op U. En dit is my so mooi dat hulle sê, Here, ons oë bly net op U. Ons fokus op U, ons soek U. En dan op 'n van die dag as hulle by die oorlogveld kom, dan het hierdie nasies wat hulle aanval mekaar uitgeroei. En hulle het nie eens beklei by die oorlog nie. Hoe die Here voorsien het. En ek vertel van die eerste diens, ek dink aan Esther. Nou, die van julle wat nou nie die storie van Esther ken nie, is die koning, hy het op 'n van die dag 'n nuwe vrou gesoek, okay? En toe roep hy al die mooi vrouens in die omgewing om voor hom te kom rondloop. Ek het die eerste diens gesê, dit is waar boerseke vrou begin het. Dis regtig. Anyway, en die boerseke vrou begin toe, en hy kies toe 'n vrou met die naam van Esther, en sy word die koningin, en daar kom 'n punt waar hulle die Jode wil doodmaak, en op hierdie punt waar die Jode wil doodmaak, sê hulle, Esther, ons kort iets, ons kort hulp, en sy roep het vas, en hulle vas, en op 'n van die dag voorsien die Here, en hy bring vrymaking, en hy bring verlossing, en daar's hy, en die Jode oorleef, en hulle gaan aan, en daar's al die amazing stories, daar's die amazing stories in die woord, oor vas en gebed, en daar's groot goed wat gebeur, want dis die waarheid, nee? Wanneer mens vas en gebed, en wanneer ons so as 'n gemeente saam bid en vas, en die Here roep, gebeur daar goed. En partykeer sien ons dit nie dadelik in die fisies nie, maar in die gees is daar besig om shifts te gebeur, en ons besig om deurbrake te kom, en ons besig om olie te release te word, wat sal vloei oor ons, en vloei in die gemeente in, en dit gebeur, want die Here is besig. En soos ek besig is met hierdie storie, lei die Here my in hierdie week, na Lukas 2 toe. En hy lei my na die storie van Anna. En Anna se storie is baie lank, hoor, okay? Dis 'n volle 3 versies. It's crazy. 3 versies wat ons vertel van hierdie vrou in Lukas 2. En die ding is, as jy dit in die oppervlakte kyk en jy lees dit, dan kan jy baie maklik oor dit lees. Jy kan baie maklik net aangaan met die storie en verder lees en kyk wat gebeur in Lukas en kyk wat gebeur verder en allerlei dinge soos dit. Maar die storie van Anna is my so interessant hierdie week gewees, want dit leer ons iets. Want sy het 'n impak gemaak op die wêreld waarin sy gebly het. Onthou, sy was 'n profeet, die mense het vir haar geluister. Nou weet die mense wat sy gesê het saak gemaak, dit het gewig gedra, maar sy het ook 'n invloed op ons lewens vandag. Want sy leer ons iets dat ons lewe kan impak hê. En dat waar jy beweeg, kan jy 'n verskil maak en jy kan invloed hê en impak hê en jy kan impak hê al lyk dit klein. Want ek lees hierdie storie en ek besef dat die rede hoekom Anna se lewe impak gehad het, was nie omdat dit oor Anna gegaan het nie. Dit het impak gehad want op die einde van die dag het haar lewe en haar storie Jesus verkondig. En sien my boetie en my sussie, ons lewens kan impak hê wanneer ons lewe begin om die Here se naam te verkondig. Wanneer ons begin sê, Here, ons wil 'n lewe leef wat U eer bring. En dis wat die woord ons leer. Die woord leer ons in Matteus 5 vers 16. Hy sê, laat julle lig dan skyn. En wanneer julle hierdie dade doen, wanneer mense dit sien, wanneer mense hierdie dade sien, laat hulle julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Hoor daar, ons lig moet skyn, sodat dit kan gereflekteer word terug na God toe. Ons lewe moet so geleef word, dat wanneer mense daarna kyk, dan gee die Here eer. Nie ons nie. En dit is wat Anna ons leer. Dat haar lewe het impak gehad,
want dit het Jesus Christus verkondig. Dit het die grootheid van God aangekondig. My broer en my sussie, daar's 'n Bybelversie van Dawid wat sê die Here in Handelinge, dan sê hy dat Dawid was 'n man agter my hart. En dit is amazing. En ek in my hele hart, dis waantoe ek werk. Dus ek wil eendag by die Here kom, hy moet net vir my sê, wel gedaan. Dis al. Geef my huisie, as ek happy. Ek wil net inkom. Nee, maak 'n grappie. Net inkom. Nee, maar my ma gaan my bel, ek kan dit voel. Maar Dawid was 'n man agter die Here se hart aan. Hy was lief vir die Here en Anna se lewe het 'n impak gemaak want haar lewe die Here se naam verkondig en op 'n einde van die dag nou lees ek hierdie storie en ek lees vers 37 en dit is my so mooi want die woord sê en sy was 'n weduwee van omtrent omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie en met vaste en gebed God gedien nag en dag. Alright? Ek lees hierdie versie hierdie week en die ding wat vir my uitstaan is die hart wat agter Anna is. Alright? Hoe Anna hierdie hart het vir die Here. Om te sê sy gaan dag en nag by die Here se voete bly. Om te sê sy gaan by die Here bly, maak nie saak wat nie. En sy het 'n hart gehad wat uitgeroep het na God toe. En is dit nie wat die woord van God vir ons leer nie? Dat is dit nie waar ek en jy moet begin nie? Want onthou wat sê die woord in Matteus 6 vers 33. Die woord sê dat soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Al hierdie ander dinge sal bykom, maar soek heel eerste die koninkryk van God. Sy geregtigheid, die Here se aangesig. Roep die Here se naam aan. Dan moet 'n hart agter die Here aan wees. En ek is doodseker dat, want sy gaan deur 'n moeilike tyd, en sy het haar man verloor, en sy het nooit weer getrou nie, en ek is doodseker daar was vrae gewees. Ek is doodseker sy het op oomblikke gedink, Here, maar hoe kom ek deur hierdie, of wat gaan nou hier aan, of wat ook al het mag wees, want sy was 'n mens, net soos ek en jy, en ons almal het vrae. En ons almal het baie keer hierdie idees, en ons vra onsself, hoe kom ons daar uit? Maar op die einde van die dag het sy hart gehad wat gesê het, Here, ek wil net by U wees. En ek besef iets, dat baie keer begin vas begin baie keer uit 'n plek uit waar ons iets nodig het. Ons kort 'n deurbraak. Ons kort voorsiening. Ons kort dit. En dit begin daar, maar my boetie en my sussie, die wonderlike ding van die Heilige Gees en die krag wat daar is in vas en gebed, is dit begin dalk daar, maar dit eindig nie daar nie. Dit eindig in 'n plek van aanbidding. Anna se storie leer ons dat daar was dalk seer in haar lewe, maar op die einde van die dag het sy uit 'n plek van aanbidding uit beweeg en gesê, Here, ek maak U naam groot bo alles. En dis die krag van die Heilige Gees. Dat ek in 'n situasie vat wat vandag seer lyk en donker lyk, en ek kan dit omdraai in 'n area waar ons die Here se naam kan loof en prys. In 'n plek waar ons die Here se naam kan groot maak. Ek lees hierdie storie en ek dink vir myself, dat Anna moes deur al hierdie goed gaan. Anna moes deur al hierdie pyn gaan en al hierdie dinge gaan en ek dink vir myself, hoe bly 'n mens positief? Want die waarheid is, die waarheid is baie keer as ons seer kry, dan beweeg ons weg van die voete van die Here af. En hierdie week, en dit is nou iets wat baie op my hart gedruk het, maar hierdie week het die Heilige Gees baie op my hart gedruk, dat party van ons bly weg van die voete van die Here af, as gevolg van seer wat mense aan ons gedoen het. En as gevolg van hoe kerke ons seer gemaak het, en mense vir jou goed gesê het, en dinge wat gebeur het, en as gevolg van daai seer, en as gevolg van daai vrae, as gevolg van daai teleurstelling, het jy opgehou deurdring na die teenwoordigheid van God toe. Jy het net bietjie, maar jy het nie deurgedring meer nie. Want jy's bang jy kry seer, of jy's bang daar's teleurstelling, en jy's bang dat dinge werk dalk nie uit soos wat dit moet uitwerk nie. En my boetie en my sussie, ek weet nie vir wie dit mag wees vandag nie, maar jy kan nie dat die verlede jou terughou van die teenwoordigheid van God af nie. Jy kan nie dat die teleurstelling jou terughou om die Here se aangesig te soek nie. Want alhoewel Anna deur al hierdie goed gaan, sê die woord van God dat sy het nooit van die tempel af weggebly nie. Dis 'n keuse wat jy maak. Dis 'n keuse. En ons kan baie vinnig ander mense blameer, maar die waarheid is, ek en jy kan 'n keuse maak om te sê, lank genoeg het die vyand my hier vasgehou. Lank genoeg het die vyand my vasgehou met hierdie bitterheid. Lank genoeg het hy my vasgehou met hierdie onvergewensgesindheid, of verslawing, of wat ook al dit mag wees. Lank genoeg het ek hier gesit. Ek wil teruggaan na die voete van die Here toe.
Ek wil teruggaan na hom toe. En sê, Here, ek het U nodig. En dis die wonderlike ding van vas en gebed. Van Markus 9 leer ons, dat die Here sê, dat hierdie geslag gaan net uit deur vas en gebed. Dit leer ons, dat deur vas en gebed, is daar vrymaking wat plaasvind. Ek en jy kan vrykom van daai tipe goed af. Ons kan in daai nuwe area in beweeg, deur vas en gebed. Hoekom? Want ons hart begin verander. Daar's 'n verandering wat in ons hart plaasvind. En die wonderlike ding van hierdie storie is, dit leer my dat hierdie oomblik van donkerte en hierdie oomblikke van, jy weet, vra wat ook al kan gedraai word in 'n oomblik van aanbidding. En ek glo dit in my hele hart. Ek sê vir julle, ek het al gesien hoe mense vas en bid, en dan los hulle sigarette vir daai 3 dae of 5 dae, wat ook al, en as raak klaar, dan rook hulle nooit weer nie. Ek sê nie dis enorm nie, maar ek sê vir julle, dis die krag van die Heilige Gees. Die Here kan 'n verslawing so breek. Hy kan. Die ander ding wat ek vir julle wil sê is hierdie, partykeer, en dis 'n storie wat ek met julle wil deel. So 'n paar jaar terug hou ons 'n worship night vir die dorp in Zanin, né? En ons reël die hele ding en dis 'n groot storie en weet daar's 'n stage en alles, nee, maar die oggend van die worship night bel die ou wat my klank doen my. En ek het nie gesing nie, by the way, net so dat julle weet. Nee. Wat sien ek nie, nee, maar hy bel my toe, hy sê vir my, Tristan, alles is geset up, dit lyk nice, maar ek wil net hê jy moet weet, dat as hier 1000 mense opdaag vanaand, het ons 'n probleem. Ek sê vir hom, hoekom? Hy sê vir my, nee, want hierdie speakers gaan nie 1000 mense dra nie. Dit is not gonna, ons moet bid vir 800. Ek sê, nee, ons gaan nie bid vir 800 nie. En ek vra toe die mense, wat saam met dit gereël het, sê vir hulle, luister, ons moet nou vas en bid. Ons moet nou die Here aanroep in hierdie oomblik. Dis 'n situasie, dis moeilik. Ek weet nie wat ons gaan doen nie, maar kom ons roep die Here aan. Okay? En die aand daag ons daar op en daar's oor die 2000 mense. En ek, nee, my nervous sweats wat uitkom, nee, maar's fine. En ek sê, Here, as U voor 5000 kan praat sonder 'n mikrofoon, is hierdie niks nie. Nee, ons gaan beweeg, nee, die Gees gaan praat. Anyway, gaan toe aan, die show gaan aan, en die worship aand gaan aan, en almal sing saam, en dis wonderlik, en is amazing, en almal kon dit hoor, okay? En ek dink, dis die wonderwerk, amen, nee? Ja, nee, ons gaan nou klap. Die maandagoggend, bel 'n ou my. Hy sê vir my, Tristan, ek was nie Saterdag aand by die worship night nie. Ek sê vir hom, okay, sê jammer, wat is, hoekom sê hy dit my? Hy sê vir my, nee, want Saterdag aand, sit hy voor die TV, en hy kyk sy storie, en toe ons daai kant van die dorp, dit was aan die ander kant, hy bly aan die ander kant van die dorp, toe ons daai kant van die dorp begin bid oor die dorp, toe is die gebed harder as sy TV. En ek sê vir hom, dis jou TV se speakers, en hy sê, dis die waarheid. Dit was harder as die TV. En 'n plek wat begin het as 'n probleem, 'n plek wat begin het as, Here, ek weet nie hoe ek deur hierdie gaan kom nie, raak iewes skielik 'n plek van aanbidding. Want dis die krag van vas en gebed. Dis die krag om die Here se naam groot te maak. En dit is waar ons hande klap. Ek jammer. Ek is opgewonde, ek het julle gemis, nee? Okay. Terug na die storie toe. En daai aand leer dit my hierdie les van, dit lyk dalk baie keer donker en moeilik, maar net omdat dit so begin, beteken dit nie dit hoef so te eindig nie. Net omdat dit dalk op die oomblik in jou lewe lyk of daar niks gebeur nie, wil ek hê jy moet weet dat in die Gees is die Here besig om te werk. Want onthou, ons beklei nie vlees en bloed nie. Dis 'n geestelike oorlog waarna ons betrokke raak. En baie keer moet ons die fisiese doen, soos vas en gebed, dat daar in die geestelike oorwinning kan kom. En dan kan dit begin deurvloei in ons lewe in. Maar baie keer moet ons sê, Here, ek sien die probleem, ek sien hierdie ding, maar ek roep U aan vandag en sê, Here, ek bly by U voete. Anna se storie het my so opgewonde gemaak, want ek vra myself toe die vraag toe, hoe kom ons op hierdie plek waar dit gebeur? Hoe kom dit op 'n plek waar die wonderwerke vloei, of waar die deurbrake kom, of waar die lig deurkom, of hoe kom 'n mens tot op hierdie oomblik en op hierdie plek? Want ek lees hierdie storie en ek besef dat haar hart was agter die Here aan. En ek besef dat sy dag en nag, soos vers 37 jy sal leer, sy dag en nag die Here gedien. Onophoudelik het sy die Here gesoek. Onophoudelik het sy die Here aangeroep. En ek lees hierdie versie raak hierdie week.
in Jesaja 58 vers 6. En ek wil dit vir julle lees in die Engels, maar hy sê hier, hoorie, is not this the kind of fasting I have chosen? To loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke. Hoe mooi is dit? Die Here sê, is hierdie nie die tipe vas wat ek gekies het nie. Ek wil dit hê. Maar nou moet julle ook verstaan, dat hierdie versie gaan nie net oor hoe die Here goed breek nie, het gaan ook oor hoe ek en jy in 'n vas tydperk moet vrykom van sekere goed. Daar moet 'n fisiese verandering plaasvind. Dit beteken dat ons gaan moet baie keer sekere dinge waarmee ons besig is, moet ons afskei en sê, Here, ek gaan nie meer met dit betrokke wees nie. Ons moet wegbreek van sekere goed. Ons moet sekere verslawings een kant toe skuif in hierdie tyd van vas en gebed, om vry te kom van dit. Want die waarheid is, ek en jy moet hierdie vlees afsterf. Ons moet die vlees afsterf. En een ou het altyd eendag vir my gesê, Tristan, jy kan nie die vlees uitdryf nie. Jy kan nie. Jy kan bid en salf, maar die enigste manier hoe jy vlees uitkry, is jy moet dit kruisig. En die enigste manier hoe jy vlees kruisig, is jy moet begin nee sê vir die vleeslike begeertes. Jy moet begin vas en bid teen daai vleeslike begeertes. Jy moet begin jou gees meer voed, as wat jy jou vlees voed. En dan sterf dit af. En wat gebeur wanneer ons dit doen? Wat gebeur wanneer ons begin minder in die vlees wandel en meer in die gees wandel? Ons harte word in lyn met die wil van die Here. Want iewes skielik word dit wat vir die Here saak maak, word nou iets wat vir my saak maak. En dit wat in die woord van die Here sê, is nie net iets wat ek lees nie, maar is nou iets wat ek leef. Hoekom? Want ek voed my gees en minder my vlees. En in 'n tyd van vas en gebed, is dit wat ons moet doen partykeer. Ons sê, Here, ek moet hierdie vlees afsterf. Ek moet hierdie begeertes wat ek het afsterf. Ek kan nie aangaan soos ek aangaan nie. Ek moet wegkom van dit. En ek moet in die gees meer begin wandel. En wanneer ons dit begin doen, dan sê die woord, Psalm 37 vers 4. Hy sê die volgende, hy sê, verbly jou in die Here. Nee? Verbly jou in die Here. Wees opgewonde in die Here. Delight yourself in the Lord, sê die Engels. And he will give you your heart's desires. Hoe kan die Here vir jou hartsbegeertes gee, as dit nie uit 'n plek uitkom van ek is besig om myself te verbly in die Here nie? Want wat gebeur? Wanneer ek die Here as ek myself begin verbly in die Here, en ek sterf die vlees af, dan begin dit nou in lyn kom, so my begeertes begin nou in lyn staan met die woord van die Here. Dis nie net meer 'n vleeslike ding nie. Dis nie net meer aardse goed nie, maar is nou 'n punt van, Here, wat wil U hê? En dan kan die Here begin byvoeg. Dan sê die woord ook vir ons, net daarna, dan raak dit realiteit, Romeine 12 vers 1. Want soos ons meer en meer in dit begin beweeg, dan word die realiteit, wat sê hierdie? Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggaam stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Die Engels sê dit, this is your true and proper worship. So as jy jouself die vraag vra, hoe gaan ek true and proper worship? Stel jou lewe, stel jou liggaam, stel alles uit om te sê, Here, hierdie is 'n lewendige offer vir U. Wat U wil doen, ek is in U hande, ek wil in U wil beweeg. En dan begin ons in daai plek inkom. Dan begin ons daarin beweeg, en hoor wat gebeur, die oomblik wanneer ons begin vrykom van dit, nee? En begin wegbreek van hierdie goed af, en hierdie kettinge begin afgooi, en allerhande goed, en meer jou gees voed. Hoor wat gebeur in Jesaja 58 vers 8 tot 9. Hoor wat sê die woord, hy sê, dan sal jou lig deurbreek, soos die daggeraad, en jou genesing skielik uitsprei, en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan. Die heerlikheid van die Here sal jou agterhoede wees. Dan sal jy roep, sê die woord, en die Here sal jou antwoord. Jy sal skree om hulp, en hy sal sê, hier is ek. Dit is vir my so mooi. Dit is vir my so mooi om te weet, dat die oomblik wanneer ons begin wegbeweeg van sekere goed af, en ons breek daai tipe goed, en ons wandel meer in die gees, dan raak God meer 'n realiteit in my lewe. Hy raak groter in my lewe. Ek begin hom duideliker hoor. Ek begin meer in die gees wandel en minder in die vlees wandel. En die vertroue is besig om op te bou. En ek dink aan die storie van Anna. Ek dink aan die storie wat in vers 38 sê die woord, dat Anna het eendag in die tempel ingeloop, en toe sy inloop, toe begin sy die Here dien en prys, en sy naam groot maak. En sy gaan verkondig vir die mense van die redding van Jerusalem wat opgedaag het. Die redder wat opgedaag het. Sien, want sy het eendag, toe stap sy in die tempel in, nee? Sy stap in, en sy sien 'n familie daar staan.
Sy sien 'n ma en 'n pa en 'n klein seentjie. En dit kan nie vir haar vreemd gewees het nie, want die Bybel sê sy was elke dag daar. Die Bybel sê sy het dag en nag in die tempel gewandel. Sy het nooit die tempel weggegaan, sy het daar gebly. Dit was baie in die kerk, nee. Verskriklik. Maar die Bybel sê sy stap in en sy begin dadelik die Here prys. Hoekom? Want op daai oomblik, toe sy daai kleintjie sien, toe weet haar gees iewes skielik dat hierdie is 'n antwoord op 'n gebed. Toe weet sy iewes skielik dat hierdie is die redder waarvoor hulle gewag het. En sy het geweet dat hierdie is Jesus Christus. My boetie en my sussie, wanneer jy 'n honger vir die Here ontwikkel en wanneer jy regtig begin smag na die teenwoordigheid van God en smag na net om te sê, Here, ek het U nodig, meer as enigiets ek U nodig. En jy soek sy koninkryk eerste en jy roep sy naam aan en jy bly by sy voete en jy hou aan soek en aanroep, dan raak hy 'n groter realiteit vir jou. En my gebed is dat wanneer die Here die antwoord stuur, mag jy dit erken. Wanneer die Here met jou praat, mag jy sy stem erken. En wanneer hy vir jou deur oopmaak, mag jy dit erken. En weet dat hier is die Here. En weet dat ek kan beweeg saam met hom, in geloof saam met hom. Maar my grootste gebed is hierdie, dat in hierdie tyd van vas en gebed, mag ons 'n honger na God toe kry. Want Anna het 'n honger na die Here toe gehad. En as gevolg van daai honger, kon haar lewe 'n platform word, waar Jesus Christus verkondig word. En my boetie en my sussie, wanneer jy in daai honger van die Here wandel, dan raak jou lewe 'n platform, waar die Here se naam groot gemaak kan word. Dit raak 'n plek waar, soos jy beweeg, sien mense nie net jou raak nie, die lig skyn reguit terug na Jesus toe. En God gebruik jou lewe as 'n plek om sy seun se naam te verheerlik. En ek weet nie van jou nie, maar dis my grootste gebed. Dis net dit, Here, help my. Help my dat ek nooit daai honger vir U verloor nie. Want Here, ons raak baie keer so vasgevang, ons raak so vasgevang. Ons raak so besig en ons hardloop so rond en ons doen al hierdie dinge, maar baie keer moet ons net stil staan en net sê, Here, help my, dat ek net gou weer eerste U koninkryk kan soek. Dat ek net gou weer eerste my honger vir U kan aan die gang hou, dat my lewe 'n platform kan wees vir U. Amen. Amen. Ons gaan nou bid. En dan moet ek afkondigings maak. Okay, kom ons bid saam. U my God, my Vader in die hemel. Here, ons kom na U toe vandag om vir U te sê baie dankie. Here, ek bid dat U ons sal help, dat ons honger vir U kan hou. Ek bid, Here, dat U ons kan help, dat ons elke dag, Here, kan opstaan om te sê, Here, ons het U nodig en ons soek U aangesig. En Vader, dankie dat ons vandag weet dat hierdie storie wat ons gelees het van Anna vandag, Here, dat as gevolg van haar honger na U, om U dag en nag te soek en te dien en te prys, om elke oomblik U eerste te sit en U te jaag en net U naam te wil groot maak, het U haar lewe gebruik om U seun aan te kondig, Here, en ek bid, mag U ons so gebruik. Here, U ken elkeen van ons wat hier sit, U weet wat ons nodig het, en U weet wat ons hiervoor vra en vertrou, en Here, my gebed is vandag, dat mag elke plek vandag, van deemekaarigheid of onrustigheid, of wat ook al, mag het verander word in 'n plek van aanbidding. Mag het 'n plek word waar ons getuig van U goedheid en U grootheid, Here, en mag daai lig deurbreek. En mag ons weet dat soos ons roep, dan sê U, hier is ek. Here, ons gee U al die eer. Saam by ons stil hierdie week, Here. Dra ons. Ons gee U al die eer in Jesus heilige naam alleen bid ons dit. Amen.